En dis Vrydagoggend in die mooiste, lekker koue Klein Karoo. Jy is ingeskakel by Radio Klein Karoo en dis vrou wat voorloop saam met my, Suzette Smit, en 'n baie interessante gas hier in die ateljee saam met ons. Maar vrou wat voorloop word moontlik gemaak deur een ongelooflike fenominale vrou, Madeleine van Maddie's Bridal Nest. Maddie's Bridal Nest is geleë in 1 Vredestraat Volmoed, net hier buite Oudtshoorn, vir die huur van jou droomtrou of aantrok teen bekostigbare pryse en soos met Madeleine, altyd vriendelike spesiale diens. Kontak gerus vir Madeleine by 072-661-4182 en gaan kyk na haar verskeidenheid. Ek kan vir jou verseker, jy sal nie teleurgesteld wees nie. En ons wil sommer ook vanoggend vir Madeleine sê, môre Madeleine, ons weet jy luister, baie dankie. Die vrou wat hier langs my sit, nie aantrok nie. Ek sien nou nie 'n aantrok nie. Ek het. Ons het vir die almbekende Petra de Tooy, wat nou dank Vader by ons in die Klein Karoo is. Sy is die eienaar van Happy Tales Dog Training Center in Oudtshoorn. Sy is uitstekend en ons gaan nou met haar oor baie dinge gesels. Maar Petra, jy is nie net die eienaar nie, maar jou ondervinding op die gebied van honde, spesifiek met honde, kom al van 1994 af. En daarmee saam met jy ook jou, hulle sê, ek gaan dit nou in Engels sê, jou International Certification as a CPDT KA. That's a Certified Dog Trainer Knowledge Assessed. Dis reg, En jy is die eerste met hierdie kwalifikasie in Suid-Afrika. En jy is by ons in die Klein Karoo. Ja, ek was die eerste, daar is nou nog 'n dame wat Is daar nog die titel iemand? gekry het, ja. Petra, baie welkom. Ons gaan baie dankie. dinge gesels. Definitief, veral vir ons luisteraars wat hondediere het. Ons gaan daaroor gesels, maar ek wil gou by jou hoor. Toe jy nou vanmôre hier instap, toe kan ek aan die aksent hoor. Jy het groot geword in Duitsland. Ja, ek is gebore Duitser, ja. So en hoe oud was jy toe jy uit Duitsland uit weggetrek het? Ek het alleen weggetrek, ek was 23 jaar oud. So ek is al baie jare hier in die suidelike Afrika. Het lyk nie so, nee. Jy's 'n jong meisie. Luister Petra, en net vir interessantheidshalwe, ons gaan nou by jou honde kom, maar vir interessantheidshalwe, jy wat nou in daai land groot geraak het, ek dink die kultuur is anders. Kyk, jou Germans is very driven. Ja. Nee? Ja. Het daai grondslag wat jy daar geleer het, pas jy dit nog toe in jou lewe? Is daar sekere goed wat positief was? Ek dink ek is nog baie op tyd ingestel. Ek moet betyds wees. Jy is eerder te vroeg as te laat, wat baie typies Duits is. Redelik regheid. Wat goed is. Wat Duits is, ja. So ja, ek glo ek het toch iewers dan nog van my Duitse persoonlikheid behou, hoewel ek nou al so baie jare in Suid-Afrika is. Maar jy het Namibia ook gebly. Ek het 9 jaar in Namibia gebly, ja. En dis 'n mooi land. Oeg, is pragtig daar, ja. The land of the brave. Ja, kom ek sê so, Oudtshoorn laat my baie dink aan Windhoek. Ja, want ons mense is net so vriendelik soos die Namibiërs. En ook die klimaat hier is redelik soos Namibia. Ja. Maar luister Petra, voor ons begin, ek is nou, sê gou ons luisteraars wat ingeskakel is, in Duits. Sê vir hulle, goeiemôre, dankie dat hulle ingeskakel is by Radio Klein Karoo, en hulle moet lekker luister, en hulle moet 'n glasie soetwyn gooi vanaand vir die koue. Hoe klinkt dit in Duits? Einen wunderschönen guten Morgen an unsere Zuhörer von Radio Klein Karoo. Danke, dass ihr hier seid, dass ihr die Stunde hier mit uns verbringen werdet, und heute Abend in der Kälte dürfen wir alle einen Sherry oder einen süßen Wein aufmachen. Jo, ek dink hulle ek het jou verloor, ek sou nou klaar begin. Ek sou nou klaar begin sherry drink het. Ek twyfel baie mense het verstaan. Maar weet jy wat, nee? Iemand sê nou die dag vir my, hulle was van 'n ander land. Ek dink ek saam met die vrou gestap. Toe vra ek van Afrikaans, as ons Afrikaans praat, hoe klink dit vir ons? En ek dink, soos wat jy nou geklink het, klink ons Afrikaanse mense vir daai persoon. Sy sê dit klink verskriklik weird. Ja, my ouers verstaan nie 'n woord Afrikaans nie, so. So jy's Engels, Afrikaans en Duits? Ja. Wonderlik. Petra, okay, so ek wil by jou hoor, jou passie is honde, diere. Ja. So waar het alles begin?
Nie in Duitsland nie, snaaks genoeg. Ek het sonder dier groot geword. My ouers wou nie die verantwoordelikheid van 'n dier aanvaar nie en die typische ding van dat jy moet met die hond gaan stap en hy moet aandag kry en hy moet kos kry en hulle was nie bereid om dit te doen nie en hulle is ook nie regtig diere mense nie. Ek weet nie waar ek daai kiek gekry het nie, maar ek het elke hond op die sypaadjie aangevat en elke hond gekaddel wat by mense waar ons gekuier het. So ek het maar van kleins af daai liefde vir diere saamgebring. Ja. En dan in 1992 toe was ons in Mabato gewees, het ons daar gewerk en toe kry ek uiteindelik my eerste eie hond. Dit was 'n Steffie gewees, ou Charlie en ek was so opgewonde gewees en hy moet opleiding kry. Ek meen jy hoor van hondeopleiding en hy moet nou opleiding kry en ek stap nou met daai klein pappie wat nou so 6-8 weke oud is, sit ek nou op die leiband en daar is 'n hondeskool en ek stap soontoe en die ou, hy lag hardop. Hy sê, daar is nie 'n manier dat jy so 'n klein hondjie kan oplei nie. Kom terug as hy 6 maande oud is. En dis wat ek gedoen het. En daar was sekere goedes wat ek glad nie van gehou het nie en die ou manier van hondetraining, ek hou nie daarvan nie. Ons maak die diere seer en dis nie reg nie. En snaaks genoeg, hondeopleiding kom uit Duitsland uit. Rare. Ja. Die amptelike formele hondeopleiding is deur 'n Konrad Most uitgewerk wat by die weermag honde opgelei het. Jy weet, daai marseer en die hond moet heel en die hond moet sit en hy moet reguit sit en hy moet so kyk en so daai kom uit Duitsland uit en dit was maar al hoe ons hondeopleiding gedoen het en dit was vir my eintlik nie lekker gewees nie om my hond seer te maak en om op 'n ketting te ruk en pluk en ek weet nie, dit het net verkeerd gevoel en toe het ek begin so 'n bietjie navorsing doen en ander metodes en ander maniere om 'n dier te kan leer. Ja, en dis waar ek nou vandag sit. Ja, want ek meen jy het 'n string kwalifikasies. Ja. Dis amper 30 kwalifikasies en dan jy ongelooflik baie training wat jy workshops en goed wat jy ook gedoen het. So jou kennis is regtig van die beste. Ek het baie kennis, ja, maar ons hou nooit op leer nie, daar kom altyd weer iets nuuts uit, ek is nou weer besig met 'n kursus, so daar is altyd iets nuuts wat jy leer en wat jy kan aanwend om jou hond se lewe beter te maak. En Marlijn, toe land julle en hoe land julle toe in die Klein Karoo op? Deur my man se werk, hy is in drone-bespuiting en ons het nou maar hier baie probleme met black wattles en ja, dis waar ons hier geëindig het. En bly jy lekker in die Klein Karoo? Baie. Wat maak die Klein Karoo vir jou uniek? Ek hou baie van die berge. Ek smal daaroor om in die oggend my koffie buitekant te drink en die berge te sien en elke oggend lyk hy anders maar ja, die mense is baie vriendelik hier, so Oudtshoorn, julle is great. En dis net so rustig hier. Jy weet, die gejaag en gatting is nie daar nie. Ek weet, as ek Kaap toe ry ook, as ek skoon 'n migraine as ek al uitrand, ek so, as ek hier Montetjie deurkom, Berrydale se kant, dan sê ek so, maar hoor, dankie tog. En ek weet, ons het baie lank in die stad gebly. Petra, ek wil gou by jou hoor. So, ek kan 'n klein puppy, kom ons sê ek het 'n Staffie, en hy is 6 weke oud, of hoe oud moet die hondjie wees voor ek hom na jou toe bring? Moet ek hom na jou toe bring, of bring ek hom basies net na jou toe om goeie maniere te leer, of as ek sien hy het 'n probleem? Ons beveel aan dat elke hond, maak nie saak wat 'n ras dit is, ten minste 'n basiese opleidingskursus deurloop, en ek praat nie van die militêre opleiding wat ons 20 jaar terug gedoen het nie, ek praat van opleiding waar jy as eienaar leer om die hond te verstaan en sy lewe te verbeter. Ek kry baie navrae waar die mense sê, die hond is stout. Daar is nie so ding nie. Al wat hy weet om te wees is 'n hond. Hy's nie stout nie, hy's nie agterbaks nie, hy dink nie, hy moet my nou spuit of sulke goeters. 'n Hond dink nie so nie, hy het nie die vermoë in sy brein om so iets uit te werk nie. Al wat hy doen is, wat vir hom natuurlik kom, in 'n situasie waarmee hy nou moet leef. En dis wat honde doen. So, ons sê, bring jou hondjie in elk geval, maak nie saak wat 'n breed, bring hom trainingsskool toe, waar ons as trainers vir jou leer,
hoekom jou hond sekere dinge doen. Hoekom grou hy gate? Hoekom spring hy op? Hy het nou daar in die huis gepepe. Hy was stout gewees. So ons hanteer al daai probleme in die eerste klas. En ja, jy leer ook om jou hond ordentlik op 'n leiband te laat loop, om hom na sy kombersie toe te stuur as jy nou in die aande 'n bietjie rustig wil wees. So dis maar net lewensvaardighede vir 'n hond wat hulle moet ken. En jy ook. Ek weet almal sê, ag, ek het al honderde honde gehad. Okay, jy het dalk, maar het jy alles reg gedoen, jy weet? Want 'n hond is, hulle sê mos is 'n mens se beste vriend. En 'n hond het, ons het net voor ons begin het met die onderhoud, nou het ons gesels oor honde en katte. Ek is weer 'n katmens, maar ons het ook 'n hondjie gehad. Ek moet vir jou vertel wat so regte pavement specialist, as jy hom so kan noem, maar hy was net die dierbaarste ou dingetjie. Hy het saam met ons Klein Karoo toe gekom en jy weet, ons moes hondjie uitsit, wat vir my baie hartseer was. Want dit was my stapmaatjie geweest. Ja. Maar honde het emosie. Is jy net 'n hond met 'n naam wat 'n bak kos kry en dan moet hy nou maar sy gang gaan op die werf nie? Ongelukkig nie. Jare terug het ons gedink, 'n hond is maar net so 'n diertjie wat daar rondloop en hy moet maar net doen wat ons van hom verwag. En hy het nie 'n idee gehad wat hy eintlik moet doen nie. So, honde pas baie maklik aan. Ons het hulle oor die jare so geteel dat hulle by ons aanpas. Maar hy weet nog steeds nie wat ons van hom verwag. En deur trial and error, as ek het so kan sê, het hulle maar op 'n manier geweet, okay, ek moet dit doen, ek mag nie dit nie en so aan en so voort. Maar studies het bewys, honde het emosies. Hulle het honde in 'n MRI-scanner gesit. En hulle het die breindele wat nou oplig by ons mense, by sekere emosies, het hulle ondersoek. En honde het emosies. Hulle voel pyn, hulle voel hulle treur. Ek het dit by my hond gesien toe my ander 2 laas jaar oorlede is. Hy het getreur, hy het nie geëet nie. Hy het geen vreugde meer in die lewe gehad nie. Hulle raak kwaad, hulle voel anger. Maar hulle voel ook liefde en speel. Dis alles emosies wat honde ook ondervind, nes ons. Nie so diep emosies soos wat ons mense het. Ons brein is 'n bietjie meer ontwikkel as 'n hond se, né? Maar ja, hulle is definitief daar. Ja, dis ongelooflik. Ja. Iemand, ek kan nie onthou wat ek eendag gelees nie, wat die ou gesê het, hy gee nie om huis toe te kom nie, want hy het 4 of 5 hondjies wat op hom afstorm as hy daar inry en hom lek en so gelukkig is om hom te sien. Waar mense, ek meen as ek kyk ons as mens, hoe happy is jy eintlik om jou buurman te sien of om iemand in die winkel te sien wat jy ken. Jy weet, baie keer hardloop jy agter 'n rak in, want ek wil nie nou, waar 'n hond is net so ongelooflik. Petra, ons gaan na die musiekbreek gaan ons 'n bietjie gesels oor verskillende, ek wil praat oor die feit dat jy na skole toe gaan en hospitale, ek dink dis baie uniek. En dan miskien so 2 scenario's gebruik waar 'n hond in 'n sekere situasie was en hoe jy daarmee met hulle te werk gaan. Maar ek dink vir nou kom ons luister, eerste musiekbreek is Safe and Sound van Capital Cities. You
ons is terug hier by Vroue wat voorloop, is Vrydagoggend in die Klein Karoo. Vroue wat voorloop word moontlik gemaak deur Maddie's Bridal Nest, geleë 1 Vredestraat Volmoed net hier buite Oudtshoorn vir die huur van jou droomtrou of aandrok, teen bekostigbare pryse en soos altyd vriendelike diens en lekker koffie. Dankie Madeleine. Môre buurvrou Madeleine, hoe gaan dit? Ja, ons mis vir jou Madeleine, jy was saam met ons in die studio gewees het vanoggend. Ons gas is Petra de Tooy wat verkies om in 'n paar tikkies en 'n broek en 'n baadjie of 'n short ergens in die veld rond te hardloop met haar honde. Sy is die eienaar van Happy Tails Dog Training Center hier in Oudtshoorn en sy is ook geleë in Volmoed buite Oudtshoorn, daar buite. My trainingsskool is in Volmoed, ons het lekker spasie, daar is heerlike areas waar jy met jou hond kan loop, so ja. Petra, voor ons aangaan, vir iemand wat nou plaaslik luister, waar kan hulle jou in die hande kry? Ek het my website, dit is www.happytailsdogtraining.co.za. Ons is op Facebook, Happy Tails Garden Route. My telefoonnommer is 082 627 6201. En ja, Google. As jy 'n hond het, ek dink dit is, jy weet, ons moet na ons diere kyk. Ons het so 'n bietjie gesels oor jou agtergrond en maar ek wil nou spesifiek praat oor, kom ons vat 'n scenario. Ek weet spesifiek van 'n Staffy wat al redelik groot is. En die hond het PTSD. Okay. So die eienaar het vir my gesê, ja, hulle stap met die hond, wat ek weet nie gebeur nie. Dit is nou nie plaaslik nie, dit is op 'n ander plek. En die eienaar het vir my gesê dat hulle sal die hond by 'n veearts kry, maar vir nou, as jy hard praat, dan hardloop die hond na 'n hoek toe en ek kry die dier so jammer, want 'n dier kan nie praat nie. Nou, kom ons sê ek gaan haal daai Staffy, is al uitgegroei. Ek gaan haal daai Staffy en ek bring hom na jou toe. Wat gaan jy met hom doen? Kan jy hom gesond maak? Ek gaan tipies eers 'n volledige geskiedenis vat. En dit kan 'n goeie uur en 'n half vat, want ek moet soveel moontlik inligting kry. Waar kom die hond vandaan? Waar is hy gebore? Hoe was sy ouers? Wie was sy ouers? Kom hy uit 'n pet shop uit, wat altyd baie traumaties vir enige dier is. Hoe het hy groot geword? Waar het hy groot geword? Het daar iets gebeur in sy verlede wat gemaak het dat hy nou so bang is, of was hy altyd so bang gewees? Hoe leef hy nou? Waar leef hy? Hoe eet hy? Wat 'n oefening kry hy? So, dis 'n onderhoud op sy eie, om regtig wel uit te vind, wat gaan met die hond aan? En dan wil ek die hond natuurlik sien, hoe hy reageer in sekere situasies. En een ding wat ek gewoonlik wil hê is, ek wil die hond by die huis sien, want dis wat die probleem ondervind word, wat het gebeur. En dan kan ek ook al klaar sien, wat is die verhouding tussen die hond en die eienaar. So as die hond net so is met die eienaar ook, dan weet ek, daar is iewers 'n probleem. En meeste eienaars wil dit natuurlik nie raak sien nie, maar ek kan sien, daar is dalk iewers 'n breek in die verhouding, en dan moet ons eers bou aan daai verhouding, en dan moet weer eens, het gaan oor opleiding. Jou hond is bang vir jou, en nie omdat jy hom dalk geslaan het nie, maar as gevolg van, en dit kan enige iets wees, dit kan waar hy gebore is, dit kan sy ma se stres gewees het. Dit dra oor na die pappies toe. So as die ma gedurende die swangerskap getraumatiseerd is, dit is soos by ons mense ook, dan kan dit oordra na die pappies toe. Daar waar die pappie groot geword het, hy het daar iets gebeur, was daar kinders wat hom geterg het, is hy net alleen daar buitekant iewers te gegooi, of was hy deel van die gesin gewees? Is hy blootgestel aan goed wat hy na die tyd in sy lewe moet ken, soos 'n stofsuier, 'n haardroër. Ons dink 'n hond moet dit kan aanvaar. Hulle ken nie sulke goeders nie, hulle het dit nie nodig nie. So, daar kan baie goeders wees. Dit kan sy genetika wees, soos wat die bloedlyne afgekom het, sy gene, deur sy bloedlyne. Dit kan sy hormone wees. Dit kan wees, hy is dalk in pyn. Baie keer sien ons nie raak wanneer 'n hond in pyn is. Hulle is meesters om pyn weg te steek. So daar is baie faktore wat in ag geneem moet word voordat ek kan sê,
dis wat ons gaan doen. Kom ons sê nou byvoorbeeld hierdie spesifieke hond, en ekskuus Petra, ek wil net 'n bietjie teruggaan, dalk trap ek nou op tone in die sin van, mense wil so graag 'n hond hê vir my kind. Ek wil 'n hondjie, ek wil 'n hasie hê, ek wil 'n katjie hê vir my kind. En dan is dit mense wat voltyds werk, so hulle kom laat aan by die huis. So daar's geen interaksie met daai dier nie. En hulle kry daai hondjie, iemand het 'n hondjie daar, aan die ander kant op 'n plaas, werpselpappies, so ek gaan nou een van daai hondjies vat. Is ek reg as ek sê dis verkeerd? Moenie 'n hond kry net terwille van ek wil 'n diertjie in die huis hê vir my kind nie. As jy nie bereid is om tyd en aandag aan daai dier te gee en liefde nie, liefde. Kom ons wees my eerlik, afhangend van die kind se ouderdom, my 13-14-jariges was nog nie reg gewees om 100% vir 'n hond te sorg. Nou koop hulle 'n hond vir 'n 4-5-jarige. Wat gaan die kind met die hond doen? Vryf. Gaan hy kos gee? Gaan hy vir die dier sorg? Gaan hy hom uitvat vir stappies? Gaan hy met hom speel? Inteendeel, baie keer gebeur dit dat die kind die hond seer maak en die ouers dink dis baie cute. Ag, kyk hoe lê hy op hom. Ag, kyk hoe trek hy sy stert nie, hond is so oulik. Wow, ek sal die kind klap. Hy maak die hond seer. Dis nie hoe jy jou kind leer om met honde te interact en honde te hanteer nie. En ons moet altyd onthou, 'n volgroeide hond het 42 tande wat baie skade kan doen, hoor. So jy wil daai nie op die toetspel sit nie, hoor. En nou dat ons van tande praat, dis baie keer jou kleiner hondjies wat meer gevaar, want ekskuus Petra, iemand sê ook nou so 'n paar weke terug vir my, hulle bly in Kaapstad in 'n area, en toe sê sy vir my dat omtrent hulle hele straat het nou net Rottweilers. Mense het Rottweilers, so my eerste opinie is, ek gaan nie in by 'n erf waar daar Rottweiler is nie, want hy gaan vir my opvreet. Maar ek dink jou klein hondjies is jou meer gevaarliker as jou groter honde. Watter is actually jou hondjies, die kleintjies waarvoor jy versigtig moet wees? Kom ek sê so, dit het niks met breed spesifiek te doen nie. As die hond groot of klein ordentlik gesosialiseer is met mense en alles, is geen hond 'n probleem nie. Hy luister vir sy eienaar, hy is gewoond dat mense in sy erf inkom, hy het nie 'n probleem nie. Rottweiler of Yorkie maak geen verskil nie. Die probleem wat ons gewoonlik doen met die klein hondjies is, as hy gaan jep, dan tel ons hom op, sit ons in die handsak. Hy word nooit blootgestel aan situasies waarmee hy dalk in die lewe moet cope, want hy is mos so klein. Ag, shame. Ons moet ophou daai klein hondjies te verpieper en te shame. Hy bly 'n hond. Hy het behoeftes soos 'n groot hond ook. Hy wil hardloop, hy wil ruik, hy wil snif, hy wil speel, hy wil 'n hond wees. Maar hy het nooit geleer hoe om byvoorbeeld 'n vreemde wat in die erf inkom te hanteer nie. So al daai groot voete, en sit jouself in 'n situasie, jy staan voor Shrek en daai ding loop aan jou verby. Jy weet nie wat dit is nie en jy byt, jy verdedig jouself. So dis eintlik maar weer ons mense wat hierdie klein hondjies so oppieper dat hulle nie honde mag wees nie. En ja, ek persoonlik verkies die Rottweiler. Nee, ek wil vir my 'n Yorkie kry. Okay. Of 'n Jack Russell kies. Die Jack Russell kies is eintlik oulike honde. Vir my. Okay, ja, maar maak seker jy bring hom klas toe, jy maak hom gewoond en jy leer vir hom van dag 1 af wat jy van daai hondjie verwag. Ja. En 'n mens kan honde baie mooi leer. Ja. Jy kan met hom praat en hier is my vraag. Is 'n dom vraag dalk, maar 'n vraag. Kan jy met hom praat en hy verstaan wat jy vir hom sê? O ja. Ek vertel altyd die storie in my klasse dat honde glad nie menstaal praat nie as hulle by ons in die huis kom. Okay? Hulle kom van 'n ander planeet af, hulle praat hondetaal. En honde kommunikeer hoofsaaklik met bodytekens, body signals. Okay? Partykeer baie subtiel wat ons nie altyd verstaan nie. Ek meen ons almal verstaan as 'n hond grom, maar dan is ons al baie ver in die gesprek. Maar hulle kan ons woorde leer. Ek meen my hond verstaan presies as ek vir hom sê kom ons gaan walkies. Dan staan die oortjies en dan is hy reg en dan staan hy by die deur. Of gaan buitekant toe of kom hierso. So ja, hulle kan definitief menslike taal verstaan en ook die woorde by die aksie sit en by die situasie sit. Petra, ek wil gou by jou hoor, jy het ook 'n hond opgelei vir diabetes. Vertel vir ons daarvan. Dit was vir 'n
kind gewees, sy was 4 jaar oud en sy is met type 1 diabetes gediagnoseer. En ons weet ons neus is uitstekend. Ek meen is 100,000 keer beter as ons menslike neuse. En ons het basies van daai kind speeksel monsters gevat. Afhangend van die suikervlak. So as die suiker hoog was, het ons speekselmonster gevat, gevries, en dan vir daai hoentjie, dit was 'n poedeltjie gewees, 'n miniature poedeltjie, ou Peanut, het ons geleer, as hy daai reuk kry, en ons kan dit nie ruik nie, ek meen, wat ruik ons in 'n druppeltjie speeksel? Niks. Maar die reuk verander, soos wat die suikervlakte verander. En ons het hom geleer, elke skoot as hy daai reuk in die neus kry, moet hy in die ronde spin. En die ma het getoets, en hy was altyd, die kind het nou ook een van daai masjienkies, daai Dexcom, ek weet nie wat die mense dit noem nie, en Peanut was altyd 'n halfuur, voordat die suikervlaktes verander het Peanut al in die ronde gedraai en gesê, wow, hier is iets besig om te gebeur. Dit was daai kind se hond gewees. Ja. Ongelooflik, hoe lank vat dit vir 'n hond om dit te leer? Weet wat, eintlik nie lank nie. Ons het nie regtig met Peanut gesukkel. Hy het na die tyd by ander kinders wat diabetes gehad het ook dieselfde gedoen. My hond wat saam nou in die opleiding was, wat ek nou saam gehad het, want ja, Peanut was by my by 'n bootcamp gewees. Hy het na die tyd begin by die kind se voete te lê, as die suikervlakte verander het. Wow. So, hulle verstaan baie vinnig om daai assosiasie te bou van daai reuk beteken iets. Of daai geluid beteken iets. Dis wat ons noem classical conditioning. Pedro, ekskuus, ek wil dan heeltemal 'n ander vraag, want dan wil ek ook met jou praat oor die skole en die hospitale wat jy besoek. Wat vir my baie spesiaal is. Nou wil ek gou vir ietsie vra, baie mense reis met hulle diere in die kar. Is dit goed vir 'n hond? As hy daai gewoond is, hoekom nie? Ek meen, ons het met ons honde in die kar hier van 'n Belpark Oudtshoorn gery. En as jy kort stop en hom 'n bietjie watertjies gee en laat hy sy besigheid kan doen en 'n bietjie kan loop, ja, hoekom nie? Absoluut. Ja, want onthou ook, daar's baie honde wat soos hulle kinders is. Ja. Wat mense se kinders is. Ja. Petra, vertel gou vir ons, julle het die honde, julle neem hulle na die hospitale en skole. Ja. Wat doen julle? Ons het daai organisasie, dis 'n aparte organisasie wat ons het, dis Caring Friends Therapy Dogs. Ons is al van 2009 af besig daarmee. Ons honde het redelik goeie maniere, hulle moet 'n goeie temperament hê. En ons bring hulle na hierdie fasiliteite toe, want studies het bewys dat net die aanraking aan 'n dier baie kalmerend is. Dit bring jou bloeddruk af. Dit kan selfs asma beter laat voel. Dit maak jou net kalm en dit gee soveel vreugde vir soveel mense. So ons vat ons honde hier Bellingenhof ouertehuis toe. Ja. Ons gaan Eljara toe, Eljara nasorg, want die pasiënte daar besoek. Ag, jy moet daai gesiggies sien as hulle die honde sien inkom. Dis asof die ligte aangaan. Ag, moeder. Ons het 'n leesprogram by Laurens Laerskool waar kinders met leesprobleme hulle boekies uitbring en buitekant vir die honde lees. My jene. Die hond judge nie, hy sit maar net daar en hy kry 'n paar treats, hy lees so 'n konversie en hy het 'n outing. En die kinders lees vir die honde. En hulle selfvertroue bou so op, dat hulle na die tyd ook in die klas die vrymoedigheid het om vir die kinders te lees, of by die huis mee te lees. En lees is maar noodsaaklik. Ja. So noodsaaklik vir ons kinders. Dis eintlik so mooi om te dink, hier sit hierdie kinders en die honde sit en hulle lees. En daar's niemand wat vir jou terugskel en sê maar jy lees verkeerd of jou uitspraak is nie reg nie. Ja. 'n Hond is so non-judgmental. Ja. En so onverwaarlik liefdevol. Ja. En ons ruil dit terug na mense toe. Ek meen ons judge almal. Ja. En daar's 'n ek is lief vir jou op voorwaarde dat jy X, Y en Z. Ja. Petra, en in die hospitale, die pasiënte, julle vat hulle letterlik in die hospitaal. Ons het, tot en met COVID, in die val 3 ook het ons die honde in Mediclinic ingebring. Vir al die kankerpasiënte het ons besoek, maar ook die kinderafdeling en hierdie al die ander sale wat daar in die hospitaal is. En dit was so 'n
oorweldigende positiewe ervaring vir die pasiënte gewees. Ons het soveel positiewe terugvoer gekry. So ek het al aanbiedings by al 2 hospitale hier in die dorp gedoen. Ons hoop nou iewers vir 'n positiewe antwoord dat ons met ons honde daar nee, ek dink hulle moet regtig. Jy's 'n groot aanwins vir Oudtshoorn in die Klein Karoo. En ek soek mense wat hierdie werk saam met ons wil doen, want dit is vrywilliger werk, ons is 'n NPO. So niemand word betaal vir daai storie nie. So as jou hond goeie maniere het of as hy net 'n bietjie opleiding nodig het, kan ons daarmee help. Maar ons het vrywilligers nodig wat hierdie werk saam met ons doen, want die behoefte is baie groot. Ja, en Petra, weet jy, voordat ons luister na die volgende musiekbreek, moet ek vir jou sê, daai Pavement Special hondjie wat ons gehad het, snaaks genoeg hier teen die einde, hond wys ook vir jou wanneer dit sy einde is. As jy mooi oplet, en ek het nou ook al kom leer hier, ek sê nie dit is omdat jy meer tyd op hande het, en omdat jy so in die natuur is nie, maar as jy gaan doodstil sit en jy hou 'n dier dop, dan sê hy vir jou iets, hy leer vir jou iets. O ja. En so daai hondjie het altyd saam met my gestap oralste. En ek weet nie, dit was nou net in my kop. En toe die hondjie nou, jy weet, toe hy nou weg is, toe begin my Achilles hier agter verskriklik seer raak. En ek is maar van waar af kom dit? En toe loop ek eendag te dink ek is seker van dis emosie. My hartseer het in my voet gaan sit. Want my stapmaatjie is nie meer by my nie. Ja. Ek weet, dit kan nou totaal absurd wees om so te dink. Ek sal sê, dis nie onmoontlik nie, ek is nie dokter nie, maar ek weet hoe het ek getreur toe my Golden Retrievers laas jaar oorlede is. Toe ek my Rottweiler moes laat uitsit. Dit breek 'n mens se hart. Ja, nee, dis. En baie mense sê, ag, dit was net 'n hond. Nee. Dit was nie net 'n hond nie, dit was my vriend, dit was my maatjie, dit was my my alles gewees. So, nee, dit is nie net 'n hond nie. Nee, ek weet, ek dink daar's baie mense wat luister wat weet, as jy daai besluit moet neem om 'n dier uit te sit, dis 'n moord. Ja, nie regtig nie. Ons is in die bevoordeelde posisie dat ons hulle lyding kan verlig. En soos ek vroeër gesê het, 'n hond se emosies is nie so ingestel as ons nie. So hy gaan nie veearts toe met die wete hy word nou doodgemaak. Hy het nie daai konsep van, maar jy weet dit. Ons weet dit. Nou wat gebeur is, hulle lees ons emosies en ons liggaamstaal en hulle weet, hier is groot fout. My ma is so ontsteld en so in so 'n toestand. So hulle lees dit. Maar ek dink ons moet daar en ek wil dit aan almal se harte sit. Moenie 'n hond alleen daar laat ingaan nie. Ek weet dit is vir ons baie moeilik en ons sê ag ek kan dit nie sien nie. Ek kan daai hond het 10, 15 jaar by jou gestaan. Ek dink die minste wat jy kan doen is om by hom te staan as hy daai laaste stapie moet neem en hom vas te hou. Ja. Dis baie traumaties vir hom by 'n dierarts en by veearts in elk geval. En nou stap jy nog daar uit en hy's alleen daar. Dis nie regte ding nie. Staan daar en huil jou oë uit na die tyd, dis fyn. Ja, baie moeilik. Baie moeilik. En dan 'n laaste vraag vir ons musiekbreek, laaste vraag. Ek het so baie om jou te vra. Ons het daar kan na die musiek weer. Het ons nog tyd, Ons het dan nog tyd. Petra sê gou vir my 'n ander ding. Jy kry so baie keer mense wat diere mishandel. Jy weet, honde met kettinge en kom ons tree net gou vir 'n oomblik daai kant toe. Wat se skade doen dit aan 'n hond? Jy kry basies 'n hond wat permanent in vrees leef en wat nie meer weet waarheen om te beweeg nie. Ons het jare terug slegs die opleiding met kettinge en hierdie shock collars. Daar is al baie shock collars daar buite want wow, die ding werk mos. Ja, hy werk dalk, maar jy breek die vertroue met jou hond want jy maak hom seer. Daar is nie so 'n ding wat sê as jy die ketting reg gebruik, dan maak hy nie seer nie. Want dan het jy nie 'n ketting nodig nie. Want 'n ketting is gemaak om die hond te wurg. Ja. Dis waarvoor hy gemaak is en dis hoe hy gebruik moet word. Jy kan hom nie anders te gebruik nie. So, jy kry 'n hond wat nie meer weet hoe om die lewe te hanteer nie. En ek het baie gesien nog waar honde aggressief teenoor ander honde raak, veral as hulle op ketting getrein is. Want wat gebeur is, hy sien 'n ander hond of hulle sien mekaar en hy gaan rrr, en 'n hond is toegelaat om rrr te sê, dis 'n waarskuwing.
En wat doen die eienaar? Hy ruk en pluk om en hy trek daai ketting toe. So wat gebeur? Die hond assosieer die ander hond met pyn. So nou kom die ander hond 'n bietjie nader en hy sê, gaan weg. Woep, kry hy weer 'n ruk op die ketting. So die afstand wat hy na die tyd begin waarsku en reageer, raak al hoe groter, want hy probeer vir die ander hond sê, gaan weg, gaan toch niet weg asseblief, ek gaan seergemaak word. En ons luister nie. En sou aan die hond seermaak. Nou het jy 'n hond gekweek wat aggressief op 'n leiband is. Well done. Nee. Dit is nie reg nie. So. Petra, kom ons luister musiek en dan gaan ons verder gesels. So hier is Pieter Koen met 3 susters van 3 susters. Ja, daar is 3 susters. 3 susters op 3 susters. Dis lekker op 3 susters. En my mammy sê, jy moet fokus, my kind. ek het die pad uit die stad gevat. My engine het aan die brand geslat. Daar deur in die verte voor my lê 3 susters. Kan ek jou dorp toe sleep my siel? Daar's 'n telefoon wat jy kan leen. Dan stel hom jou sommer voor aan 3 susters. Daar is 3 susters. 3 susters op 3 susters. Dis lekker op 3 susters. Jy moet fokus, my kind. Ek ontmoet toe 3 susters. 3 susters op 3 susters. Dis lekker op 3 susters. Jy moet fokus, my kind. Marie, Johanna en Susanna, kyk na my met oë vol planne. Wie het die grootste plaas hier op 3 susters? Susanna het kanne in die hande. Johanna se plaas in die mooiste lande. Marie bak ook susters vir 3 susters. Kies een van 3 susters. 3 susters op 3 susters. Dis lekker op 3 susters. Jy moet fokus, my kind. Ek vry na 3 susters. 3 susters op 3 susters. Dis lekker op 3 susters. Jy moet fokus, my kind. Marie is die Marie. Haar sessie is die Lussie. Lelike Johanna het lelike planne. En die oom sê kies. En ek sê sies. Want ek like 3 susters. 3 susters op 3 susters. Dis lekker op 3 susters. Jy moet fokus, my kind. Ja, daar is 3 susters. 3 susters op 3 susters. Dis lekker op 3 susters. Jy moet fokus, my kind. Jy moet fokus, my kind. Sê my boet, was jy al op tweeling? En sê my boet, was jy al by Happy Tales Dog Training Center in Oudtshoorn? Want die vrou sit net hier langs my. Dis vrou wat voorloop saam met my en Petra de Tooy hier in die ateljee in Oudtshoorn en dit word moontlik, vrou wat voorloop word moontlik gemaak deur vrou wat tans, ek dink al 4 bekers koffie vanoggend in het, want ek weet sy luister vir ons, Madeleine van Maddie's Bridal Nest. Madeleine is geleë in Vredesstraat, Volmoed, Oudtshoorn, baie naby aan jou, Petra. Ja. En as jy op soek is na daai droomtrou of aantrok vir 'n spesiale funksie, kontak gerus vir Madeleine by 072 661 4182. Petra, ek gesels so lekker met jou en ons het nou met die musiekbreek het ons eintlik nog lekkerder gepraat. Klomp vrae. Net voor terwyl die musiek gespeel het ons gepraat. Daar's baie keer honde wat bang is vir donderweer. Hoekom is dit so? Daar is 'n teorie
En wat eintlik sin maak, maar ek het nog nie studies gesien wat dit bewys of so. By ons hier in Suid-Afrika, die donderweer is hoofsaaklik in die somer. So honde wat in die winter gebore is en as pappies nooit blootgestel is aan daai geluid en nou kom kampdag die somer met daai geluide is meer sensitief tot die donderweer en die geluide en alles. Soos ek sê, dis 'n teorie, ek weet nie. My Golden Retriever was saam met die ander honde groot geword, geen probleme gehad en kampdag toe ontwikkel sy daai vrese. Ek dink baie het te doen met genetiese lyne en wie hulle is, hulle temperament. Party mense is bang vir hoogte, party mense is nie. Honde se ore is natuurlik baie meer sensitief as ons sinne. Hoekom mense op honde skel is verby my, want hulle hoor as jy fluister. En dan, ja, dit So, eintlik lag ek nou, ons vrouens moet ook nie op ons man so skel nie, want hulle hoor, myne hoor nie eers as ek fluister nie. Dit het niks, dit het niks met goeie gehoor te doen nie. En dan sê hulle, dit is die atmosferiese verandering in die lug wat die honde aanvoel. Nou, hulle is meer sensitief. Ek meen, al die hare wat hulle op hulle pels het, en hulle voel die verandering in die lug. En dan weet hulle klaar, daar kom nou weer daai geluid, en hulle raak bang. Maar daar is medikasie wat gebruik kan word, en dis nie 'n skande om die hond te help, om daar deur te werk. Maak die gordyne toe, sit klassieke musiek aan. Mozart is fantasties as honde bang is, maar jy kry op YouTube ook 10 ure lange hondekalmeer musiek, wat jy kan aansit. Ek sit dit elke skoot aan as ek by die huis ry. Dan loop jy musiek om my honde net 'n bietjie rustig te hou, jy weet. So, daar is dinge wat jy kan doen, maar ek kry daai diere verskriklik jammer, want hulle moet soveel, ek dink die pyn wat hulle ondergaan moet verskriklik wees. Shame. En weet jy, ek het ook al gesien in die buiteland, was het van altyd so opmerklik dat mense gaan stap met hierdie groot poedelhonde, dan is die honde so mooi gewas, en is mooi geskeer, en dis net die mooiste honde. Ek sien nie dis anders by ons nie, maar as ek nou probeer dink, wanneer laas het ek iemand gesien stap met so groot poedel wat of hy 'n spesiale breed is. So daar is lande, daar is mense wat spog met hulle honde. Kom ek sê so in Duitsland byvoorbeeld, hulle is baie meer advanced as ons hier. Jy mag met jou honde op die bus ry, op die trein ry, in restaurante ingaan, in winkels ingaan, winkelsentrums. Mense vat hulle honde oral saam. En daai honde is as gevolg daarvan so goed gesosialiseer, hulle is so stabiel, want hulle is gewoond daaraan, hulle word groot daarmee. Waar hier, man, ons honde mag nêrens ingaan. En ek moet sê die Kaap is baie beter as byvoorbeeld Gauteng, daar is hulle nog baie strenger as hier. Maar ja, dit is maar 'n situasie van jy mag jou hond nêrens saamvat nie, so hy bly maar daar iewers daar in die agtertuin en daar moet hy maar sy lewe deurbring. Wat moet hy doen? Nou grawe gate en al die wasgoed van die lyn af, want as ons nie vir hom 'n job gee nie, dan vind hy 'n job, ja. En Petra, skaaphonde, hulle leer hulle maklik. Ek dink dit is net hulle breed wat so gedeel is dat hulle wil werk. Hulle is so vol energie en energie gedrewe en hulle moet iets doen. En hulle wil iets doen. So hulle wag net vir jou om vir hulle iets te gee om te doen en dan doen hulle dit, jy weet. Dis hoekom jy hierdie ouetjies hoofsaaklik sien by meeste van die hondesportsoorte. Agility, flyball, dancing with dogs, obedience competitions. Dis alles jou skaaphonde, jy weet. Dan dink ek altyd, alrighty, jy het nou 'n skaaphond so ver gekry en vat 'n rottie, kom ons kyk hoe goed is jou trainingsvaardighede. Ek wil nie sê dat 'n rottie nie maklik is om op te lei nie as jy weet wat om te doen, maar ja, jou skaaphonde is daar 'n bietjie aan die makliker kant as jou Rottweiler byvoorbeeld. Nee, ek dink daar's sekere honde wat goed is vir sekere goed. Ja. Sekere honde is maar die skoothondjie wat op die skoot hoort en die ander is die een wat daar buite wat die harde werk in die veld doen. Petra, jy het ook 'n training gedoen met die K9, die
polisiehonde? Ek het 'n workshop jare terug Of in 'n Windhoek workshop. bygewoon waar 'n polisietrainer van Duitsland daar was. Wat ons so 'n bietjie aanvalswerk gewys het en hoe die honde nou opgelei word om mense aan te gaan en jy weet daai tipe goeters en soek en dinge uitreik en so al. En soos ek sê, Duitsland is baie verder as ons hier. Ek dink die polisie daar, en ek praat onder korreksie, ek dink die polisie daar werk nou ook met 'n bietjie meer nuwer metodes en meer wetenskaplike metodes as jare terug toe Konrad Mos sy storie begin het. Ek weet hier by die polisie en by die gevangenis, ons staatshonde, as ek dit so kan noem, word nog redelik op die ou manier opgelei. Die hond is 'n bate, hy is nie 'n dier nie, hy word gebruik vir 'n doel en as hy aggressief is dit goed, want hy moet die mense byt. Ek dink altyd net aan die welsyn van die dier en ek sê nie almal is so nie, maar ek het honde by 'n gevangenis gesien wat die hele dag op hok staan en nooit uitkom nie, want hy is te gevaarlik en dan word die ketting op hom gesit en dan word hy rondgeruk en gepluk en as daar 'n gevangenis is, dan gaan hy bull. Want dis sy werk, dis wat hy moet doen. Maar ek dink die dier se emosies is die dag so scared, so vol vrese, dat hy nie meer weet waarheen nie. En ek dink daar is nog groot spasie vir verbetering by ons hier in die land, om die werkshonde op 'n beter manier op te lei, en hulle beter te kan gebruik. Ja. Nee, want hy dien tog sy doel as dit 'n werkshond. Dus ek sien op die lughawens ook internasionale arrivals waar hulle die dwelms, jy weet hy gaan, dan kom die hond verby. En dis great. Ek meen ons moet hulle vir so iets gebruik. Ons kan nie dwelms ry nie. Dis fantasties. Gee vir die hond te werk. Moet hom nie net in die agtertuin laat staan nie, maar soos ek sê, oor die afgelope 10-15 jaar het die metode so verander en studies is gedoen en ons gebruik menslike sielkunde. Feite uit sielkunde uit. Hoe leer kinders? En ons pas dit toe op honde ook. En dit werk. Dis hoe dit is. Ja. Petra, ek wil gou by jou hoor, die basiese versorging van jou diere. Okay, so as dit wintertyd is, moet jou hond binne slaap of kan hy buite slaap? Dis weer eens, ek vra die vraag, want ons honde het hokke gehad buite en hulle het vanaand in hulle hok geslaap. Party mense wil nie 'n hond in hulle huis hê nie. Waar hoort jou hond? Jou hond hoort by jou. Op die bed, onder die duvet. Verkieslik ja, maar nee. Ek dink elke mens is daar anders en ek kan verstaan as mense sê hulle wil nie 'n hond in die huis hê nie, want hy maak vuil en hy trap die vuil goed in en hy verloor hare en alles. My ander vraag is dan weer, hoekom het jy 'n hond? Waarvoor het jy hom? As jy sport met jou hond wil doen, dan is hy outomaties by jou in 'n geval, dan het hy werk en alles. Maar ek dink ons moet wegbreek van daai idee van, ek soek 'n hond, hy moet my huis oppas, hy moet my kar oppas. Hy betaal nie die verband nie, en jy het jou kar se bande ook nie betaal nie, so hy het eintlik geen waardestelsel aan dit wat jy wil beskerm. Hy beskerm sy jaad en sy erf, ek verstaan dit. Maar hoe weet die hond wie mag inkom en wie mag nie inkom nie? Wie is die bose en wie is die goeie? Nou byt hy jou besoeker en nou is hy 'n slegte hond. Maar jy wil hy moet byt as iemand inkom wat wil inbreek. Hoe verstaan hy die verskil? Baie honde sit agter en ons het oor so iemand gepraat wat die hele dag net blaf. Die mense raak van hulle koppe af, ek kan dit verstaan. Wat doen die hond daar? Wat anders moet hy doen? Jy kom by die huis, hy kry sy kosbak daar neergesit, of die kosbak staan in elk geval daar die hele dag, en jy gooi net 'n bietjie verder kossies daarin, maar die hond het geen interaksie. Ons het die diere so geteel, dat hulle ons soek. Hulle soek ons aandag. Inteendeel, ek dink terug aan 'n studie wat hulle gedoen het, waar honde 'n keuse gehad het om by ander honde te wees of by mense te wees, en hulle het maar eerder na mense toe gegaan. Ons sorg vir hulle. Hulle is afhanklik van ons. Behalwe sou nou die strate rondloop en astromme leegmaak. So waarvoor het jy daai hond?
En my vraag is dan verder, nou kom daar 3 rowers met messe en gewere in, wat verwag jy van die hond om te doen? Ja. Wat moet hy doen? Ja, nou byt hy een, dan het hy messe in die ribbes en hulle kom in elk geval in. Ja. Watter sin maak dit? My honde is binne in die huis, en as hulle buite iets hoor, dan waarsku hulle. Dan weet jy, dit maak sin. En dan is ek wakker en dan kan ek gaan kyk. Dan kan ek dalk 'n wapen kry of kan die polisie bel of iets doen. 'n Hond kan teen inbrekers niks uitrig nie. So daai mense wat wel die Rottweilers aankoop om 'n dief af te skrik. Ja. Dit werk. Hulle het 'n omvraag gedoen in Amerika in die tronke en het gevra veral by inbrekers, sal jy inbreek waar honde is? Toe sê hulle nee, verkieslik daar waar geen honde is. So dit is 'n afskrikmiddel, definitief. Maar as ek daar wil inbreek, nou dan vat ek 'n stukkie vleis met 'n bietjie poison, met 'n bietjie gif in. Slim. En ek gooi dit oor. Ja. Dit gebeur in Gauteng permanent. Ja. So jou hond is eintlik nie 'n wapen teen inbrekers. Hy moenie wees nie. Nee, hy kan nie wees. Hy kan jou net waarsku. En toe ons in Van der Bijl gebly het, my honde het altyd toegang tot die huis gehad en buitekant toe ons het 'n hokkie in die deur gehad en niemand het geweet waar die honde is. En dis jou groter afskrikmiddel. As hy weet hy's binnekant, okay, dan steel hy die tuingereedskap buite. Maar as hy weet hy's buitekant en daar's 'n ander manier om in die huis in te kom, dan gaan hy daar aan. So as jou hond in uit is soos myne. Hy weet nooit waar die honde is nie. Slim. Dis cool. Yes, dis cool. Dis een voor. Twee laaste vrae. Die versorging van jou honde. Daar's verskillende, ek weet, elkeen het sy voorkeure, maar kan jy, ek glo nie, het hulle in die ou dae, ek praat nou ou dae, Ja. op die plase vir hom 'n bakpap uitgeskep en vleisies uitgeskep, moet 'n hond huiskos eet of moet hy net pille eet? Nee, 'n hond is natuurlike scavenger. So hy sal eet wat hy kry. Hy's nie 'n carnivore nie. So hy's nie 'n skoon vleiseter soos katte byvoorbeeld. Katte is vleiseters, klaar. 'n Hond is 'n omnivore. So groente, vrugte, vleis, hy sal eet wat hy tussen sy tande kry. Nou, daar is altyd in ons wêreld groot debat oor watter tipe honde kos en hoe en wat. Daar is mense wat hulle lewe daarvan maak, wat geld verdien, omdat hulle dog nutrition geswat het. Dit is 'n wetenskap, maar ek sê altyd, doen die beste wat jy kan met wat jy het. Nie almal kan die duur hondekos bekostig nie, en ek verstaan dit. Maar dan koop ten minste die tweede in die rak, of die tweede beste in die rak. Die hondekosindustrie is miljoene groot, en elke maand kom weer 'n nuwe kos uit, wat nou weer ietsie ekstra het. En op die einde van die dag, dis hondekos, en die beter kos, of die duurder kos, is die beter kos, as die goedkoop kos. En die beste wat jy kan sien is, as jy jou hond se bollies in die tuin optel. As dit sulke groot landmyne is, dan gaan dit bo in en kom onder weer uit sonder om agter te bly. Okay. Dan is daar geen voedsel in wat die hond van leef. Ja. Jy weet. En ek sê ook, daar is geen fout om vir jou honde 'n bietjie groente te gee en sy vrugte 'n bietjie te gee, of yoghurt, of hier gekookte pampoen en piesangs en al daai goedes om sy kos 'n bietjie op te kikker. Geen probleem daarmee nie. En jy gee dit vir hom sommer apart van sy pille. Nee, ek saam gooi met dit- sy pille. Ek gooi dit op sy pille. Ja nou Petra, en dan ek dink die heel laaste, ons tyd is klaar, die heel laaste vraag voor ons weer gaan uitvind waar mense jou in die hande kan kry is: wat het jy in al hierdie jare wat jy met honde werk en in hierdie bedryf is, waarin jy spesialiseer, wat het jy van honde geleer? Wat het honde vir jou geleer? Die belangrikste in die lewe is eet, slaap en speel. Regtig? Niks anders is belangrik nie, want dis wat Dani, hulle doen. Kyk hoe lag Dani nou. Eet, slaap en speel. Ja. Wel, dis waarmee hulle 24/7 hulle tyd spandeer, en hulle lyk vir my baie gelukkiger as die meeste mense wat in die oggende werk toe gaan. Hulle doen eintlik. Ja,
ja. En dan sê hulle, ja, maar wat moet my hond nou nog verder doen en hoekom graai hy gate? Wel, ons leef volgens dagboeke, ons het 'n skedule, ons het afsprake, ons moet, soos wat jy nou gesê het, ons tyd is klaar. Tyd is klaar. Né? Weet jy wat 'n hond het? Tyd. Hy het tyd. Tyd. Wêreldse tyd. Wêreldse tyd, van die dag dat hy gebore is tot die dag dat hy doodgaan, is al wat hy het is tyd. En as ons daai tyd vir hom lekker maak en met ons spandeer en dinge saam met hom doen, dan het ons gelukkige honde. Ja, maar ek dink dit is vir mense dieselfde. Ons het ook tyd. Ons het ook die tyd wat ons gebore is tot die dag wat ons doodgaan. En ek dink ons spandeer, ja. Ek wil nou net sê, ons spandeer ons tyd verkeerd. So eet matig. Eet matig. Slaap baie, rus en Speel nog meer. Speel meer. Ja. Dis ons raad vir al ons luisteraars op hierdie pragtige, heerlike, vars, koel Vrydagoggend in die Klein Karoo. Petra, sê jy gou weer, waar kan mense jou kontak? Soos ek sê, ons het die webtuiste, ons het 'n Facebookblad Happy Tales Garden Route en my telefoonnommer is 082 627 6201. WhatsApp oproepe enige tyd. Baie dankie. Dankie vir jou tyd, dankie dat jy ingekom het en vir ons Oudtshoornmiete en almal in die Klein Karoo. Petra is hier in ons tuisdorp. Sy's 'n oproepweg en daai dier vir wie jy so lief is, verdien regtig die beste. So gee vir haar 'n likeie. Petra is altyd daar reg om te help. Baie dankie vir die tyd wat ek hier kon wees. Baie dankie vir jou hoor en dankie vir jou groot glimlag. Dankie. Duitse vriendelike glimlag. O ja, dit hang seker af waar Ek wil dit sê. Baie mense dink dat Duitsers is baie nors. En ons luister sommer hierdie lied van Bobby van Jaarsveld, My Alles, en dit gaan, as jy hierdie lied luister, ons speel dit eintlik vir daai dier, of daai hond of daai kat of daai perd vir wie jy so lief is. Lekker naweek.